Ons gesels vandag oor 'n mediese hulpmiddel wat letterlik elke dag lewens red. Maar daar's 'n vangplek. 'n Risiko waarvan baie mense nie weet nie. Hierdie is die storie van die sentrale venose kateter en die gevaar wat soms stil saam met hom kom. Dink 'n bietjie aan hierdie syfer. 5 miljoen. Dis hoeveel van hierdie sentrale venese kateters jaarliks net in die Verenigde State ingeplaas word. Hierdie dun buisies is absolute lewenslyne. Hulle gee medikasie, voeding, help met dialise, kortom, hulle is onmisbaar in moderne medisyne. So, as hierdie instrument so wyd verspreid en so belangrik is, wat is die probleem? Wat is die ander kant van die munt? Wat gebeur wanneer hierdie lewensreddende hulpmiddel self die oorsaak van 'n nuwe probleem word? So, hier sou ons hierdie hele storie gaan ontrafel. Eers gaan ons presies definieer wat die probleme is, dan kyk ons na die direkte band met kateters. Ons gaan ook uitvind hoe dokters soek vir hierdie klonte wat so dikwels stil is, wat jou risiko kan verhoog, en dan sluit ons af met die plan van aksie. Goed, kom ons duik dadelik in by die kern van die saak. Die probleem het 'n mond vol van 'n naam: bo-ledemaat diepvenose trombose. Maar moenie dat daai tegniese term jou afskrik nie. Ons gaan dit baie eenvoudig maak. So, wat presies is 'n diepvenose trombose of 'n DVT? Wel, die beste manier om daaraan te dink is soos 'n massiewe verkeersknoop, maar in jou bloedstroom. 'n Klonkertjie bloed vorm in een van jou diepare en blokkeer die hele vloei. Dis nogal ernstig. Nou, hier is waar die deurslagende onderskeid inkom. Meeste mense, as jy vir hulle sê DVT, dan dink hulle dadelik aan 'n klont in die been. En hulle is reg. Dis waar die meeste wel gebeur. Maar ons fokus vandag op die een wat in die bolyf voorkom, die arm, die skouer of die nek. Dis baie skaarser, net so 4.4% van alle gevalle, en die oorsake is heeltemal anders. Hier is dit nie so seer omdat jy lank stil gesit het nie. Nee, hier is die hoofverdagtes gewoonlik kateters of kanker. En dit bring ons reguit by die hoofkarakter in ons storie. As kateters dan so 'n groot oorsaak is, hoe sterk is daardie verband regtig? Kom ons kyk wat die data vir ons sê, want hierdie syfers is regtig, wel, dit maak jou oë oop. Kyk gou 'n bietjie hierna. Hierdie data kom van 'n nadoetse ondersoek wat are met en sonder kateters vergelyk het. En die resultaat is nogal sjokkant. In 'n aar sonder 'n kateter is die risiko van 'n klont slegs 1.6%. Maar sodra jy 'n kateter daarin sit, skiet daai risiko op na 36%. Die blote teenwoordigheid van daai plastiekbuisie maak 'n reuse verskil. Goed, so ons weet die risiko is daar. En dit is aansienlik. Maar dit lei ons na die volgende baie praktiese probleem. Hoe weet jy eers jy het 'n klont as dit gevorm het? Hoe vind dokters hierdie dinge? Wel, natuurlik is daar die klassieke handboek-simptome waarvoor jy kan uitkyk. Jy weet, dinge soos swelling in die arm, nek of bors. Dalk pyn of teerheid as jy daaraan raak. Soms word die vel rooi of jy sien selfs geswelde are oor die borswand loop. Dis die tekens wat alarmklokkies laat afgaan. Maar, en hierdie is die groot kinkel in die kabel, ten spyte van daai hele lys van simptome, wys die bronmateriaal vir ons baie duidelik. Die oorgrote meerderheid van pasiënte voel absoluut niks. Die klont is 'n stille passasier. En dis nie net 'n gevoel nie, die data staaf dit. 'n Studie wat spesifiek na kankerpasiënte gekyk het, het gevind dat stille klonte in 29% van pasiënte gevind is. Daarteenoor het net 12% van die pasiënte werklik simptome gehad. Dit beteken meer as dubbel soveel mense loop rond met 'n klont en het geen idee nie. Dit maak die opsporing daarvan ongelooflik moeilik. So, hoe op aarde vind jy dan iets wat so goed wegkruip? Wel, die antwoord lê in tegnologie. Die nommer 1 hulpmiddel in die dokter se arsenaal is duplex ultrasonografie. Dis basies 'n gesofistikeerde sonar wat hulle toelaat om binne in die are te kyk. Dis vinnig, dit maak nie seer nie en dis die beste manier om te bevestig of daar 'n klont skuil. Reg, so ons weet die kateters is die hoofoorsaak en dat die klonte dikwels stil is. Maar is almal se risiko presies dieselfde? Glad nie. Daar's 'n klomp ander faktore wat jou kanse op 'n klont nog verder kan opstoot. Kom ons bring hulle gou in kaart. Dit kom basies neer op 2 hoofkategorieë: die pasiënt en die kateter self. Wat die pasiënt aanbetref, as jy al voorheen klonte gehad het of as jy kanker het, is jou risiko outomaties hoër. Maar dan is daar die kateter.
Die grootte daarvan maak 'n verskil. Hoe groter, hoe meer irriteer dit die aar. Selfs waar dit ingeblaas word, linkerkant se inblasings is blykbaar meer riskant. En hoe presies die puntjie van die kateter lê, speel alles 'n rol. En nou vir die laaste en seker die belangrikste deel. So, wat gebeur as 'n klont gevind word? Wat is die plan van aksie? Gelukkig, al klink dit ernstig, is daar 'n baie duidelike en gevestigde behandelingsplan. Die proses is eintlik baie reguit. Dit begin alles met 'n kliniese vermoede. Die dokter dink iets is dalk nie pleis nie. Dan, stap 2, bevestig hulle dit met daai sonar waarvan ons gepraat het. Dan kom die groot vraag: het ons hierdie kateter nog nodig? En gebaseer op daai antwoord, gaan hulle oor na die hoofbehandeling, antikoagulasie, of wat ons bloedverdunners noem. Die standaardprotokol is gewoonlik 3 tot 6 maande se bloedverdunners. Dit gee die liggaam 'n kans om die klont self op te los en keer dat nuus vorm. En die kateter? Wel, die riglyne is duidelik. As dit nie meer medies noodsaaklik is nie, haal dit uit. Verwyder die bron van irritasie. En dit bring ons by die groot oorkoepelende vraag, né? Sentrale kateters is 'n triomf van mediese ingenieurswese. Hulle red lewens. Punt. Maar soos ons vandag gesien het, kom hierdie wonderlike hulpmiddel met 'n ingeboue en dikwels stille risiko. En dis die ewige dans van moderne medisyne. Hoe balanseer ons die ongelooflike voordele van innovasie teen die ernstige versteekte komplikasies daarvan? Dis die uitdaging wat elke nuwe mediese deurbraak vir ons bring.